Welkom by hierdie week se Kaap vol Hoop waar ons hier in die mooie Kaapstad is met die pragtige Tafelberg daar in die agtergrond. En hierdie week gaan ons saam ons Afrikaanse taal herdenk wat nou al 100 jaar 'n amptelike taal is. Hierdie is die Bo-Kaap en ek het 'n Kaapse draai in die Bo-Kaap gemaak vir Afrikaans 100 jare terug al sy praatbestaan begin kry het. Hierdie week gesels ek met Renay Arendse, die nasionale adjunk-koördineerder van Afrikaans 100 en ons gesels oor die inisiatiewe van Afrikaans 100 jaar. En dan ontmoet ek vir Karen Lipari, dit is by Adderley Straat se blommemark, waar sy al bykans 50 jaar blomme verkoop en ook die mooiste Kaapse Afrikaans praat. Mark Fortuin is 'n toergids in die Kaap en hy vertel meer van Green Market Square en ook alles wat in die Kaap vir toeriste aangebied word. En dan vertel Wagida Williams ook meer van al die lekker kos wat by die bekende Bashmila restaurant in die Bo-Kaap geniet kan word. Maar eerstens gesels ek met Renay Arendse. Renay, lekker om met jou te gesels en 'n groot verantwoordelikheid wat jy het. Jy moet nasionaal verantwoordeling neem. Maar Afrikaans is lekker nê. En ons is hier in die Bo-Kaap, seker een van die uniekste, mooiste plekke in die Kaap. Windstildag. As die Kaap al mooi. Kyk hoe pragtig is dit nê. Ek dink jy het die goeie weer saamgebring. Ja, ons hoop so. Ons weet mos die Kaapse dokter, hy's nodig, maar hy kan soms baie waai. Vandag is dit 'n windstildag. Ons is in die Bo-Kaap en dis die hartklop van die Kaap eintlik vir my, in die stad veral en trots om terug te kyk nê. Dit gaan nie net 100 jaar terug, dit gaan terug na 1600s toe, waar mense begin Afrikaans praat het en dis eintlik wat mens moet onthou nê. Ja, en dis 'n belangrike ding Arie van hierdie projek om te sê, kom ons reflekteer na waar ons vandaan kom. Ja. Ons kan eintlik selfs bring vir Afrikaans huis toe. Absoluut, dis mooi. Want dis waar dit begin het, weet, dis waar die wortels lê, dis waar die Europeërs gekom het, die inheemse mense gekry het, die slawe gekry het en daar het 'n kontaktaal ontstaan. Ja, dit is die beginpunt en sulke mooi woorde. Jy het net nou toe ons nou voor ons begin te sê, net so asempie skep. Ek dink jy het gesê jy makeer so russie, wat het jy gesê? Ek sê makeer om asem te skep. Makeer om asem te skep. En dis 'n mooi woord en dit is Afrikaans net. Hy het hierdie woorde wat ons inmeng. Ja, en ons skep dit en dit wys dat die taal groei nog steeds. Elke dag is daar nuwe woorde en nuwe dinge, né? Dis heerlik. Ons het die Bo-Kaap agter ons is Tafelberg. Die muur agter ons het hulle vanmiddag kom ons sê maar bekend gemaak en oopgemaak en een woord wat vir my so mooi is, daar staan Afrikaanse kom vandaan. Is dit nie pragtig? Dis 'n mooi woord. Ek het nie net hom uitgedink nie, maar hy voel of hy al lank al rondom ons is, maar ons kom vergeet dalk. Afrikaans 100 het die woord gekoop in die WAT. Kom vandaan. So hy gaan nou verskyn in die woordeboek kom vandaan. En dit is wat dit is. En dis die hartklop en hy het 'n klomp komponente gehad nê. En is 'n trotse komponente. Ander tale het ons 'n bietjie gehelp, maar ons het hom vir Afrikaans. Presies. En dit is hierdie moes jy 'n smeltkroes of wat is die woord nê? Van verskillende invloede, verskillende kulture. En ek dink dit is wat dit so lekker maak en interessant maak. Ja, absoluut. Jou eie paadjie ook. Groot geword in Afrikaans, skool gegaan in Afrikaans. In Distrik 6. In Distrik 6, wow. Okay. My pa was die Afrikaans onderwyser. Wow, in Distrik 6. Dis so net, dis onder die berg. Ja. En dit is 'n storie en het julle nog onthou stories wat hulle vertel het? Dis 'n hartseer tyd eintlik, nee. Nee, weet jy, ek onthou net die mooi. Dit is net so iemand het vir my gevra, nee, jy was nou hier groot geword, onthou jy hoe die bulldozers die geboue en die huise kom neerplaas. Dit sê nee, ek kon nou net die lekker dinge. Ek kon nou die tannies met die lekker kosse, die barakat, ek onthou net pragtige herinneringe. Vir my is hierdie projek amper wat ek vir my pa kon sê as hy nog lewe. Ons het Afrikaans huis toe gebring. Ja. Want dis waar ek het kom leer. Dis waar ek my hart gesteel was deur Afrikaans. En dit is soms so in die straat en die buurman en die kinders wat mense gespeel het. Ek weet cricket in die straat gespeel, né? En as jy later in die son gesak, speel jy maar 'n aandwedstryd met die straatligte. Ja, totdat jou ma vir jou kom roep. Jy moet nou huis toe kom. Wag, is heerlik. Kosse. Ons is hier by Bashmila. Ek het al hier lekker geëet. Jou groot word onthou van kosse ook. Ja. Ek dink aan koessusters. Ons dink hy met 'n kaai, maar eintlik mens spreek hom uit koessuster. Koessuster. So die koeksuster is die gevlegte ene, maar die koessuster is nou die lekker ene met die klapper en anyssaad en al die speserye daarin. Dis heerlik en dit is dan groot tradisie. Ek weet dit is Sondag met tee. Dit is groot deel van die Kaapse kultuur. Absoluut. Op 'n Sondag moet jy 'n koessuster en 'n koppie tee. Anders is jou Sondag en 'n tee Sondag, né? Ja, seker. Die kosse, die curry invloede. Ons praat altyd ons het sulke
resepte wat ons van ouma af gekry het van Kaapse Malay curry en daai tradisionele disse. Dit is dan lekker en hy het eintlik so 'n Kaapse curry. Maar weet jy wat, die biryani, wat Ja. met dink aan ons taal. O ja, Dis ja. verskillende elemente en dis verskillende geure, kleure en maar dit maak hierdie pot heerlike kos, né? Ja. Dis ons taal. Ja. 'n Lekker pot biryani. Ja, ag absoluut. As ons kyk na die muur wat geverf is, die komponente op hom. Daar's 'n deel wat moeilik is want daar's ons kettinge en daar's en daar moes 'n paar oorwinnings kom ook. Ja. Maar daar was oorwinning gelukkig. Daar was oorwinning, maar dit was so belangrik vir ons om te wys dat daar was 'n verlede van swaar, daar was 'n verlede van seer kry. Ja. Maar die middelgedeelte van daai skets wys daar wat ons hande vashou. Ja, En ja, sê kom ons kyk nou vorentoe. ja, absoluut. Ons het nou die bagasie afgepak. Kom ons wees nou daai generasie wat sê, "Oké, Ja, ja. kom ons beweeg nou aan." Absoluut. Ons kan saam. Ek het net nog gelag toe ek hier opstap toe hoor ek jou nou hier gekry het. Is die man en hy sê maar hy kort nou net so randjie of 2 en hy's vriendelik en ons gesels lekker. En hy sê maar ek skarrel 'n bietjie vandag. Ah, Kyk, is dit nie 'n mooi woord nie? Hy Skarrel. Hy skarrel 'n hy bietjie. skarrel, vandag. dit is 'n gewone woord wat hulle baie gebruik. Ja, en dit beteken dat hy oorleef, maar dis nie so maklik. Ja, dis maklik. Ja, en daai woorde het eers vandaan gekom in die praattaal. Sommige net musiek ook net laastens Renay. Ons het oor die kos gepraat. Kaapse klopse musiek, jazz invloede, Afrikaanse musiek. Daar's 'n klomp. Ons dink aan mense wat Lee Peterson en daai tipe Ja, nee, dit mense wonderlik. wat Met 'n generasies- opening, net ons die reeldansers gehad. En 'n Malayse banjos het hulle begelei en 'n marimbas het saamgespeel. Ja. Vir my was dit simbolies baie belangrik om te wys dat ons almal kan met mekaar uitkom. Ja, ja, dat die kuns, dat eintlik is taal 'n versoeningsding. Ja, En o ja, ons ja. kan nou eintlik die Afrikaans gebruik as 'n versoeningstaal want dit maak vir ons gemeenskaplik Suid-Afrikaans, is dit nie? Ja, absoluut. Sit weer op dieselfde bladsy. So laaste enetjie. Program is Kaap vol hoop. Op 'n dag soos vandag en die interaksies en rondom. As ons kyk na Dis 25 wanneer dit amptelik nou aanvaar is, die hoop het eintlik begin al voor dit. Ja. Maar daar's absoluut. hoop wat met die jare opgebou het. 1994 het natuurlik ook 'n klomp hoop Ja, ons gebring. ja. Hoorvaar jy dit ook 'n groot komponent van hoop. Ek dink ons is op 'n goeie plek. Ja. Ons is op 'n baie goeie plek waar mense met projekte en inisiatiewe nou kom en sê Renay, ons wil saam met julle die Afrikaans Wonderinisiatief hardloop. Tot op die buiteland, Poland, oral oor het ons boodskappe gestuur en gesê ons wil saam vorentoe beweeg met hierdie taal. Ja, ja. Dankie vir wat jy doen. Dankie vir wat julle doen. Baie En dankie. dis die begin eintlik van nog Is- 100 jaar nie. Ja, dis die begin van 'n nuwe hoofstuk. Ja, Ag, baie dankie, Ari. Baie dankie. Ons is terug by Kaap vir Hoop waar ons hierdie week in die mooie Bo-Kaap deel van Kaapstad kuier. En ek het ook afgestap na Adderleystraat waar die blommeverkopers al bykans 150 jaar blomme verkoop op Trafalgar Place. Ek gesels met Karen Lipari wat al vir 'n leeftyd by die blommemark die mooiste blomme verkoop. Jy's al 'n klomp jare hierso, dit is Ja, 45 years meneer. En ek en my sussie as die third generation wat saam mekaar werk. Ons is nou betrokke, seker dis nou die 35 years te saam. Ons is die derde generation met ouma Ellie Williams. Sy was wel bekend destyds op die sy het plakkaat op die buste gehad daai jare. En ons was maar soos 8 jaar oud, 9 jaar oud. Toe ons na skool nou hiertoe moet gekom het met die trein met 'n bollong blomme op ons rug. En dan kom ons so 4 o'clock by reis in die oggende. En tyd was nog shillingstyd, né? En toe daar daai shilling uit is, toe kom ons Wallerheen. Dus die blomme Wallerheen 'n bunch. 3 bunches vir 2 rand. Sal nooit vergeet nie. dit is maklik om te verkoop, is eintlik 'n maklike som. As 'n maklike som, ja, maar ek het profit gemaak. En my ouma het my betaal R4 vir die hele weekend. Vrydags aan kom ons hier die middag na skool tot Saterdagoggend 2 o'clock ons by die huis. Dan kom ons weer Kaap toe 4 o'clock die oggend. Dan kom ons weer huis toe 4 o'clock die oggend op 'n Sondag. Wys gou van die blomme, watter blomme is daai wat jy daar het Die St. Joseph's, die maak ek nou op Mother's Day. Die St. Joseph's, ons het nog 'n mark daar in Oranjezig, skool die Oranjezig mark daar in Grandjo by in die Hotevrand.
So die is nou bosse wat ek nou prep nou vir hulle nou. En dis kool, jy eet hom nie, dis 'n blomkool, né? En dis 'n protea en dis nou rosa en dis lys en dis 'n single aster en dis 'n Joseph lilies. Nou maak ek maar so 'n bos nou van R200 vir die mense ready made. En rose en daai tipe dinge altyd gewild of was dit Ja. proteas weer? Man is different, almal lyk maar so net different mos nou. Mense lyk rose deesdae, die nuwe generation wat nou blomme kolleeg ken het om te koop, hulle wil net rose hê. Toe die nuwe Suid-Afrika oor gevaar het, jy weet. En die ander mense, die ouerige mense, hulle lyk weer die proteas. Also ja, as 'n mixture of blends wat ons nou probeer om by die mense nou maar op maat. Sodat hulle maar nou net 'n mooi positiewe madder kan kry. Jy kan in die programme Skaapvol hoop. Is dit ook lekker as 'n mens vir iemand 'n mooi bos blomme gee en jy sien hulle gesigte, hulle waardeer dit chemies hoop net. Ja, nee, is baie lekker om in 'n paad soos ons dat blomme verkoop. Ons geniet dit. Want alles wat ons doen vir grafnis, 'n wedding, 'n function, 'n 50th, 'n birth, whatever, dan is ons part van die. Soos deel van die wat hulle celebrate. En die is vir my die grille van alles van die om blomme te verkoop. Die is lekker. En dit maak die mense gelukkig. En dit maak die mense joyful, gelukkig, happy, go lucky. Alles maak reg met blomme. Ja, maar hoe stok toe gebied. Die maak ook reg. Blomme maak alles reg. En alles mooi. Die mense geniet dit, ja. Ja, beslis Karen, mooi blomme maak alle verkeerde dinge sommer vinnig reg. Die Kaap bied ook uitstekende restaurante en jy kan in Afrikaans die lekkerste kos bestel by die bekende Bashmila restaurant. En dit is in die hartjie van die Bo-Kaap en Wagida Williams vertel vir ons meer. Bashmila is so bekend, een van die bekendste restaurante in die Kaap, maar hy kom al 'n lang tyd terug. 52 jaar meneer. 52 jaar. Dis om ja. Sien dat baie mense kom lekker kos eet hier. Baie lekker, hulle het baie toeriste, hulle is baie lief. Hulle lek hulle vingers af om te kos. En dis tipiese Malay kos meneer. Dis Malay kos. Ja, ja. En jy het begin met die restaurant of het jy 'n ander begin gehad in die oudheid? Ja, nee, dit was met die takeaways eerste. Ja, en toe dit was gewild en hy het ons Gatsby's gehad. Ons het Mnet wat is steak sandwiches en dan DSTV. So dit is verskillende name geweest. DSTV, was dit DSTV, ja. As 'n Mnet, DSTV, 'n decoder. Wat was 'n decoder byvoorbeeld? 'n decoder, dit is 'n sandwich met eier op. Ja. En dan wil jy hê net 'n Mnet, dan sit net klein en dan 'n DSTV is net die DSTV is nog kaas en alles by. Okay, ja. Dis was so 'n groot inisiatief met Afrikaans en 100 jaar oud en ja. Hy name het dan so uit die volksmond net so gekom net. Dit is dan lekker. Dis maar mooi woorde. Ja, dit is ja en kos is daar mooi woorde. Ja, en nog 'n ding is kyk die bobootjies op paneer. O ja, ja, en die tamatie Dis almal wat ons gewild is voor. En denningvleis ook. Denningvleis, ja, dit is lam wat ons gemaak het met tambrein en breinsekker. Ja, dit klink dan lekker. Dat is baie lekker. Die mense lek hulle vingers af. Die toeriste is gevaarlik lief vir dit. Want hulle ken nie hierdie kosse nie. Ja. So mooi woord gevaarlik lief vir dit en tomatiekos en dan die Malay curries. Daar sê. Die tomatiekos is baie gewild en mense kom dan potjiekosse ook begin. Ja, dis om ja. Maar julle sê op hierdie selfe plek is so in die middel van die Bo-Kaap. Ja. Mooi. Al die huise wat so geverf is. Ja, verskillende kleure ja. Hulle doen dit net vir hulle self nou. Maar daai tyd is dit mos probably gewees vir spesifieke redes dat dit so different kleure gewees het. Okay. Ja. Maar dit maak 'n mooi prentjie. Dit maak 'n mooi prentjie en die mense lyk om 'n kikkie te neem van alles ja. Ja, absoluut. Nou is die programme Skaapvol hoop. Kos en samesyn en mense by restaurante en as jy sien mense geniet 'n bord kos. Ag, dit is so. Dit gee hoop op en daar's nog hoop vir Suid-Afrika. Ja, nee, definitief meneer. Moenie opgee op Suid-Afrika nie. Definitief. Wat maak ons so uniek? Ek dink as die culture van almal mense wat so by mekaar kom. Jy weet ons het ons differences wat ons altyd by mekaar met die kosse, met die ditse. Ja. En Afrikaans word nou ingemeng. Daar sê meneer. Dis die gom wat baie mense. Ja, en in die Bo-Kaap Afrikaans is die language is. Ja, absoluut. Dankie vir jou tyd. 'n Plesier meneer.
Welkom terug by Kaap vol Hoop waar ons steeds lekker in die mooie Kaapstad kuier. Dis met Afrikaans wat 100 jaar as amptelike taal gevier word. Toerisme is natuurlik 'n groot deel van wat die Kaap bied. En toergids Mark Fortuin vertel ons eerstens meer van Green Market Square. Dit is in die hartjie van Kaapstad. Maak lekker met jou te praat. Mooi deel van die Kaap ons is hier by Green Market Square. Maar jy's 'n Kaapenaar, nee. Waar kom jy vandaan mee die Kaap? Oorspronklik van Houtbaai. Houtbaai, Ja. okay. So jy ken die snoeke en die Snoek en die kreef en ja, so. lekker, maar jy's eintlik ook 'n toergids hierso. So jy ken die Kaap, jy ken Ja. toerisme. Ja, dit is my liefde gehad want Houtbaai oorspronklik hier daardie jaar het hulle gehad dat die Republic van Houtbaai. So dan kan jy eintlik by die poskantoor Republic van Houtbaai paspoort gekoop. Ja, ek wou sê. So daar die Marines Wharf, die eienaar Stanley Dorman. So hy is die eerste persoon wat aangebied het die Republic of Houtbaai paspoort. Ja, jy glo. So ek het 'n fietstoer gedoen en toe na die fietstoer het ons elkeen 'n souvenir gekry, die Republic of Houtbaai paspoort. So dis nog altyd bekend as die Republic of Houtbaai. Ja, dis bekend, maar is 'n baie mooi deel van die Kaap daai. Dis van die mooiste daai Chapman's Peak en die hawe ensovoorts. Sommer net hier agter ons, dis Green Market Square en hier's nou markies op maar interessante geskiedenis nee, want hy kom al van ver terug in die geskiedenis, seker 2, 3, 400 jaar terug. Ja. In die hartjie van die Kaap gewees. Wat is sy geskiedenis? Hy was nie altyd 'n markie nie. Nee, dis waar die soos ons sê die Cape Malays mense toe was slawerny en toe hulle goedere hier verkoop op die mark. Ja. En dit van daar af het dit 'n kultuur geword. Ja. En dan ook verder aan soos ons aan die agterkant kan sien is ook die City Hall. So dit is waar hulle die distansie van Kaap van Green Market Square na Stellenbosch toe afgemeet het. Nee, en oor van die stadsaal. Van die stadsaal, ja. Nee, en daai kilometers is nog steeds seker as mense dit nou Google hoe ver is Stellenbosch van die Kaap af, dan is van daar af. So die hele hoe jy die distansie na Simonstad Stellenbosch uitgewerk het begin van waar hulle begin meet het in die Green Market Square begin. Ja. En nou is dit 'n besige plek hier, soos markies, klomp markies en dis 'n klomp toeriste wat natuurlik kom, net die plaaslike mense ook, maar dis 'n groot deel van die Kaapse kultuur en toerisme, hè. Ja, met die nuwe Suid-Afrika hierdie mark want dit het nou net meestal soos 'n wit olifant gestaan so en toe met die nuwe Suid-Afrika het ons baie van die Afrika se souvenirs weer bekend geword, so dit is ideaal. So as Tafelberg toes en hoe sê hulle as die tafeldoek oor die Tafelberg dan kom almal die toeriste hier ook. En dis 'n bekende area om jou souvenirs te kom koop. Ja, dit is so mooi, dis is ryk van die kultuur. Mens hoor ook verskillende tale hierson. Ons is nou juist ook besig met Afrikaans 100 en dis 100 jaar terug wat die taal nou amptelik toegelaat is in die parlement goedgekeur is, maar die taal kom ons ver terug. Vir jou ook, wat beteken Afrikaans ook? Dis Afrikaans is baie baie interessant want ons mense van die Kaap wat gebeur het is jy kry met die Afrikaanse taalmonument in Parel. Ja. So Afrikaans is interessant want Afrikaans was eers geskryf in Arabies. Want die mense was die slawe gekom van Indonesië, van Maleisië, van Madagaskar en hulle was gebring hier en Afrikaans is baie interessant. Want ek is 'n toergids, so wat gebeur het die woord kombuis wat ons eintlik gebruik is eintlik 'n Nederlandse woord, maar dit beteken buisman op 'n skeep. So daarom dat die Nederlanders, hulle sal altyd vir ons vra dan lag hulle vir ons want hulle sê ek's die kykind vir kombuis en mense kombuis. So dis eintlik 'n woord wat jy op 'n skeep gebeur het en nie op land nie. So ons kan hoor so die slawe het almal daai woorde op die skepe geleer. En dan een woord wat baie mense nie verstaan in Afrikaans is ook ons praat een Maleise woord wat mense weet nie en sê pisang is 'n Indonesian Maleisian woord vir banana. So baie interessant. So pisang dit mense nou as mense hom so luister dan kan dan klink hy Indonesië. Baie goed. Ja, dit is taal is 'n groot deel van die kultuur hierso en musiek ook. Kaapse klopse, jy ook lief vir die klopse. Die klopse kom ook hier in die Kaap wat is verby. Ja, eenmal 'n jaar soos geskiedenis van die Kaap is dat die tweede nuwe jaar. So die slawe kon nooit die 1 Januarie vry is nie van hulle moes werk vir die masters. So wat gebeur het die tweede nuwe jaar was die enigste dag wat hulle afgehaat het as 'n slaaf. So wat hulle gedoen het van die Bokaap met die kleurvolle huise
Die slawe was toe vry geweest op wat hulle maak. Hulle trek kleurvolle klere aan en hulle paint hulle gesigte verskillende kleure en dan was hulle vry en hulle het van die Bo-Kaap begin tot in die District 6 wat verder in die middestad is. En hulle het so die mense almal opgebeer en so voort vir die tweede nuwe jaar. En wat ons kan sien, die tweede nuwe jaar het ons ook die Kaapse klopse kompetisie in Waalstraat van die Bo-Kaap tot binne District 6. So dit is een van ons top eintlik toeriste aantreklikheid En vir waar almal die locals van verskillende areas na die Kaap kom om die Kaapse klopse te kom kyk vir tweede nuwe jaar. Dis 'n groot en ek hoor die kore kompetisie is massief. Daar's klomp soos hulle sê bragging rights. En dan die stad van Kaapstad, hulle sien watter groep is die beste gedres en die beste performance. So. Ons is terug by Kaap vol Hoop en na 'n lekker Kaapse kuier in die Bo-Kaap en die blommeverkopers in Adderleystraat. Gesels ons verder met toergids Mark Fortuin oor bustoere. En dit is in en om Kaapstad waar hy ook betrokke by is. Dit is ook lekker om op 'n bus te klim en die Kaap te kan gaan kyk en hulle vat jou na die regte plekke toe. Maar dis 'n unieke manier om die Kaap te ontdek, maar daar's 'n klomp plekke om te gaan kyk, nee. Wat ons weet mos dat die wyneroete Stellenbosch en Constantia is baie wel bekend, Franshoek. Maar ons het ook die local peninsula tour wat hier in die Kaap is, wat mense jy ry om die kus van die stad en ry jy Seepunt om, jy ry Kamsbaai, Llandudno, Houtbaai en dan gaan jy mos die robbe sien in Houtbaai met die boot en daarvan af Chapman's Peak. Ons het vroeër gesê baie aantreklik met die berg en met die hawe van Houtbaai en van daar Simonstad om die pikkewyne te sien. En dan af daar Kaap de Goede Hoop, die nasionale park waar jy ook lekker kan hike en so voort na die lughuis en foto's kan neem, Ja, dit alles wat jy so genoem het is eintlik 'n vol dag en maar dit maak die Kaap uniek, nee. En dan as jy nou regtig wil kan jy nog oorgaan Robben Island toe ook. Robben Island, As jy so uit 'n toeriste oog uit so dit ervaar, is dit elke dag vir jou seker ook nog mooi. Dit mens raak nie al moeg af voor nie. Jy raak nie moeg nie. Elke dag is daar iets nuuts. Ja, van elke dag is dit ander mense wat kom, so die mense maak die verskil. Jy leer ken ander kulture, so dit maak dit baie interessant. Is daar baie besoekers van reg oor die wêreld natuurlik, maar is dit meer Europa en Amerika ook of maar alle lande wat van alle lande. Ek dink van tevore het ons baie Duitsers gehad so voor die COVID, maar nou is dit 'n bietjie verander. Jy kry so 'n bus vol mense, jy sal so 3 Amerikaners kry, Engelse, Duitsers, Nederlanders, dan kry jy so een Frans, een van Spanje. So is 'n hele wat 'n verskil. Ja, ons moet 'n paar Namibiërs afstuur dat hulle sommer 'n bus vol maak en jy seker aan Namibiërs ook almal teëgekom. Ja, ek het 'n baie goeie vriend, hy werk vir F&B daar in Namibië. Hy het op daai dag toe gekom. Okay. Hy het baie interessant gevind. Ja, nee, programme Kaap vol Hoop en daar's amptelike toerisme natuurlik die Namibië Kaap toerisme lyn en Cape Tourism is ook daarbey betrokke. Dis eintlik lekker om die Namibiërs bekend te stel, maar sommer net met hoop so laastens programme Kaap vol Hoop. Ons het nou die Market Square hier agter ons wat op 'n stadium uitdagend was vir baie mense, maar daar's nou baie hoop eintlik ook. Ervaar jy ook daar's hoop nog in alles in ag geneem wat jy rondom jou sien? Ja, nee, daar's heel wat hoop, ja. Dit is ook eintlik nou waar soos jy sien Kaapstad is nou waar eers het mense gesê dat almal die mense van Afrika kom in Johannesburg tesame, maar nou in die Kaap is dit ook nou so. Dis nou die soos jy sê die nuwe Johannesburg waar almal ook bymekaar kom van verskillende Afrika lande en so voort. Dis nie van oorsee nie, maar ook van ons Afrika lande. Ja. Absoluut. Ons het lekker Afrikaans gepraat ook en is daar mooi Afrikaanse woorde wat jy kan onthou wat vir jou gunsteling woord is as ek nou kan vra wat is miskien 'n gunsteling woord terwyl ons met Afrikaans 100 besig is. Is daar 'n tipiese Kaapse Afrikaanse woord wat vir jou 'n mooi woord is? Soos ek toe ek klein was het hulle gesê die Kaap is Hollands. So dit beteken sommige kere dit kan die wind ook wees. So ons sê die suidooste wind, ons noem dit die Kaapse dokter. So as hy waai in die somer dan ek het in Houtbaai groot geword, so die wind het ons heelwat gewaai
Die klippies as jy op in die pad hardloop dan slaat die klippies so van agterkant af. Jy voel nie eens die sand nie, maar die klippies. So ek dink daai jare soos die Portugese gesê dat dit die Kaap van Storms genoem. Maar ek dink daai tyd het die wind nog meer sterker gewaai. Tot nou toe, maar in die 1970s, 80s, ek dink was die wind ook meer sterker as wat dit nou met die nuwe millennium is. Ja, absoluut, maar baie dankie vir jou tyd. En dis lekker om die Kaap en die Namibiërs is welkom. Hulle kan maar afkom, hulle kan op die bus kom klim en hulle kan hier kom rondstap. Ja, dis 'n goeie kultuur en hulle sal ook lekker Afrikaans praat. Soos baie van die Afrikaanse comedians sê dat ons noem nie meer die Afrikaans in die Kaap, wat die mense 'n bietjie Engels vermeng, ons noem dit Afrikaaps. So hulle kan lekker 'n bietjie Afrikaaps kom leer ook hier in die Kaap. Absoluut. Ek dink die Namibiërs moet kom kuier. Ja, yes. Ja, dankie Mark, en die Namibiërs sal beslis die Afrikaaps kom ervaar. En dan ook weer eens die mooi van die Bo-Kaap en die uniekheid van die blommeverkopers in Adderleystraat kan ervaar. Ons het lekker gekuier rondom Afrikaans 100. Mag Afrikaans nog lank voortleef. Tot volgende week. Groete uit die Kaap.